Die aarde is te vol, sê hulle. Die aarde is oorbevolk. En so het die oproep selfs in kerklike oorde opgeklink. Kry minder kinders. Ons kan maar sien dat die aarde vol is. Ons kan maar sien dat die skepingsopdrag uitgevoer is. En so getrou het die kerke hierop gereageer, dat ons gereformeerde kerke al hoe meer kinderloos raak. Gemeentes vergrys, gemeentes kwyn, gemeentes verdwyn. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons weet dat U diegene sal aansien wat bewe vir U woord. Diegene wat U troon nader met ontzag. Diegene wat die vrees van die Here nog in hulle het. Mag ons dan vandag U troon nader in vrees en bewing. Mag ons U troon nader met 'n vrees vir die heilige woord wat U gegee het en waardeur U hemel en aarde geskaap het en alles wat daar is. Ons bid dat ons nie sal wees soos diegene wat gevange sit binne die beperkings wat ons eie lewensomstandighede, wat ons eie kultuur en wat ons eie denke aan ons voorskryf. Ons bid dat ons deur die luister na U woord, die gelowige luister na U woord, van binne af verander sal word, want dit is wat ons nodig het. En dan vra ons Hemelse Vader, dat U Seun Jesus Christus in al sy genade en liefde, dat hy ons voorspraak sal wees by U. Dat U hom sal sien in al sy heiligheid en al sy majesteit. Dat U sy heilige offer daar sal stel in die plek van ons eie sondige lewens, en ons eie ongehoorsaamheid en ons eie opstand en die beperkings van dit wat ons beskou as ons eie gesonde verstand. Mag U woord dan tot ons spreek en mag dit hiervandaan uitgaan die wêreld deur en oral waar dit vandag gepredik word, waar U knegte geroep het, hoe onbekwaam hulle van nature ook mag wees, maar waar U knegte geroep het en hulle gelei deur die Heilige Gees die waarheid spreek, wat U ewiglik laat opteken het. Maak dit dan nou stil in ons binneste. Verwyder alles wat skeiding maak tussen ons en U en dit vra ons in kinderlike vrymoedigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het 3 skrifgedeeltes wat ons vandag aan die voorhou. 2 uit die boek Genesis en dan 1 uit die boek Openbaring. En as ons by Genesis is, dan gaan ons terug na die heel begin, soos God die aarde geskape het en soos sy wil was vir hierdie skepping. En ons lees in Genesis 1 vanaf die 21ste vers hoe God die seediere en daarna die lewende wesens geskape het. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, wat die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die 5de dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. En nou blaai ons na die 38ste hoofstuk van die boek Genesis en ons lees daar vanaf vers 1. Daar lees ons nou die geskiedenis van Juda en Tamar, maar ook van Onan. En in die tyd het Juda afgetrek van sy broers af weg en uitgedraai na 'n man van Adullam met die naam van Hira. En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Soa, en hy het met haar getrou en by haar ingegaan. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar en sy het hom genoem. Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem, en hy was in Kesip toe sy hom gebaar het. En Juda het vir sy eersgeborene vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar die eersgeborene van Juda het die Here mishaag, daarom het die Here hom laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaars huwelik met haar en verwek vir jou broer 'n nageslag. Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy elke keer as hy by sy vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here wat hy gedoen het. Daarom het hy hom ook laat sterwe. En dan lees ons uit die boek Openbaring, lees ons daar in hoofstuk 7, die gesig wat die apostel Johannes gesien het, 'n hemelse gesig wat die hiernamaals aandui, vers 9 van hoofstuk 7 in die boek Openbaring. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale,
En hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid. En gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Genesis 1 vers 28, God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde. Broeders en susters, by 2 geleenthede in Genesis 1 seën God sy skepingswerk. In Genesis 1 vers 22 het ons gelees hoe hy die seediere en die voëls geseën het, maar hier in ons teksvers lees ons hoe hy die mens geseën het. En in beide gevalle seën God hulle om vrugbaar te wees. 2 identiese seëninge, 2 identiese opdragte aan die geskape wesens. Maar lees ons dit weer, dan kom ons agter daar's tog 'n verskil. In die eerste opdrag het die Here die seediere en die voëls geseën en gesê hulle moet vrugbaar wees. En in die volgende vers lees ons dan ook, en dit was so. Die seediere, die voëls reageer op hierdie seëning en op hierdie opdrag deur so te maak. Maar die tweede seëning en opdrag, die een wat aan die mens gegee is, dit lui anders. God seën ook die mens, maar as ons nou fyn lees in ons vertaling, dan sien ons, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Die 2 woordjies vir hulle word daarby ingevoeg of bygevoeg. Nou dis 'n belangrike byvoeging of toevoeging, want dit wys vir ons onmiddellik dat die mens in 'n ander verhouding met God staan as die res van die skepping. Die feit dat God nie gesê het, en dit was so nie, maar dat God vir hulle gesê het, dui vir ons aan dat die mens aanspreeklik is. Dui vir ons aan dat die geskape mens in 'n verbondsverhouding met sy Skepper staan. Hy en sy Skepper het mekaar begryp en verstaan. En op die 7de dag, die Sabbatdag, sou daardie mens sy Maker, sy God prys, bewustelik kon hy hom prys en sê, wie sou die Heer nie dank bewys nie, as daar met nuwe gloed 'n rustdag ons begroet. Net soos die mens hier aan die einde van die tye sy God en sy verlosser bewustelik sal loof en prys, soos ons in die boek Openbaring gelees het. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die krag en die sterkte aan ons God tot in ewigheid. En met 'n groot stem roep die verlostes uit, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Ons Here Jesus Christus, die Alfa en die Omega, die begin
en die einde, ons Here Jesus Christus. Hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eersgeborene van die hele skepping. In hom is alle dinge geskape. Alle dinge wat in die hemele is en ook op die aarde is. Alle dinge wat sienlik en onsienlik is. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So skryf die apostel Paulus aan die Kolossense. Lof aan ons Skepper en aan ons Herskepper. Dis waarvoor die mens geskape is. Lof tot in alle ewigheid. God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En die rede hiervoor is eintlik eenvoudig, want ons lees in Jesaja se profesie, daar sê die Here wat die hemele geskape het en wat die aarde geformeer het en dit gemaak het, hy het dit bevestig. En hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar hy het dit geformeer om bewoon te word. God sal hierdie aarde vul met kinders, met sy kinders. God soek 'n volk wat hom bewustelik kan dien en uiteindelik sal daardie volk die erfgename van die nuwe hemel en die nuwe aarde wees. Dus, hoekom het God man en vrou geskape? In die 2de hoofstuk van die boek Maleagi vra die profeet dieselfde vraag. Hoekom het God man en vrou geskape? En dan kom die antwoord. Sodat daar eendag 'n geslag van God sal wees. 'n goddelike geslag om hom te dien. Sodat daar verbondskinders in die huis van God sal wees. Daarom, wees vrugbaar en vermeerder, so kom die oproep telkens in die skrif. Nou ons weet, na die sonvloed, na alle mense op aarde verdrink het, wanneer dit net Noag en sy familie is wat oorleef het, dan kom die woord van die Here tot hom en sy kinders, en dan kom die seëning weer tot die mens. Wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. En wanneer die Here sy vriend Abraham wil seën, dan seën hy hom deur hom buitengewoon te vermeerder. Deur hom 'n nageslag te gee, so ontelbaar soos die sterre. Nou later in Egipte was die kinders van Israel vrugbaar. Ons lees so in Eksodus 1, hulle het baie geword en hulle het vermeerder en hulle het buitengewoon magtig geword. Ja, Here, U kroon die jaar met ryke vrugte. Wie kan U seën belet? Maar soos ons nou in die verdere gebeure in Genesis leer, was die mens ook geskape met die moontlikheid om opstandig te wees, om eie geregtig te wees. Die mens kon slimmer as God probeer wees, en inderdaad probeer hy ook om self soos God te wees. Ook wat die opdrag tot vrugbaarheid betref, sou hy probeer om self God te wees. En dit wat 'n seëning was, word dan 'n vloek. Sodat sedert die sondeval is die kinderseën nie meer so van selfsprekend nie. Sedert die sondeval sou die vrou met smart haar kinders baar. Sedert die sondeval word die mens van sy naaktheid bewus en alle seksuele verhoudings word sedert die sondeval skeef getrek. Vrugbaarheidsgode soos Baal en Moeder Aarde word aanbid en gedien, en dit gaan gepaard met allerhande blaatante seksuele uitspattighede. Die profeet Hosea merk op dat 'n gees van hoerery die volk verlei het. Maar dan sê hy ook, Israel sal hoereer, maar hulle sal nie uitbreek in 'n menigte nie. Hulle sal hoereer, maar nie uitbreek in 'n menigte nie. Die teendeel is meer waarskynlik.
En ons sien dit self met pandemies en geslagsiektes, dit wat op die oomblik die hele mensdom betrek. Ons sien hoe onverantwoordeliker die seks, hoe meer maai die dood. 'n Seksbehepte volk gaan nie noodwendig meer kinders hê nie. 'n Seksbehepte sodomitiese volk sal geen kinders hê nie. Na die sondeval is vrugbaarheid ook nie meer vanselfsprekend nie. Nou is daar soveel hartseer verhale van kinderlose ouers. Gee vir my kinders of anders sterf ek, so roep Jakob se vrou Rachel uit in Genesis 30. Nou om dit te oorkom word daar dikwels op sondige wyse met die menslike voortplanting gepeter. Die mens wat sedert Genesis 3 soos God wil wees, ondersoek vandag selfs die moontlikheid om ander mense te kloon. Vir ander weer word die kinders 'n vloek. Dan word die kinders selfs vermoor. Die Grieke het in die Here Jesus se tyd, hulle het ongewenste babas buite in die koue gelaat om van ontbering om te kom. Vandag word hulle in hulle duisend en duisendtalle in Suid-Afrika en die wêreld oor voortydig reeds in die baarmoeder vermoor, sodat die aarde uiteindelik uitroep van al die onskuldige bloed wat daarop vergiet word. In die Bybel het ons van Onan gelees, die seun van Juda. Onan was die agterkleinseun van Abraham. Abraham, die man aan wie die Here beloof het dat sy nageslag sal wees soos die sand van die see aan die seestrand. Onan wou nie deel hê aan die uitbou van daardie nageslag nie. Onan wou die plesier van die omgang met Tamar hê, maar hy wou nie deel in die verantwoordelikheid nie. Onan het geweet dat die nageslag nie syne sal wees nie. En daarom het hy elke keer, as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe, om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here, wat hy gedoen het, en daarom het hy hom laat sterwe. Onan was uit die geslag van Juda. Uit die geslag van Juda sou die Christusgeslag voortkom. Trouwens, die leeu van Juda sou self uit die geslag van Juda kom. Maar Onan het daardie nageslag in die grond verderwe. Vir Onan was kinders ongewens. En hulle moet liefs vermy word. En vir baie vandag is kinders ongewens en hulle moet liefs vermy word. Die aarde is te vol. Die aarde is oorbevolk. So klink die oproep uit baie oorde. Maak die kinders minder. In China was huisgesinne se kindergetalle tot onlangs deur wetgewing beperk tot 1. En so getrou het die westerse wêreld op hierdie veronderstelde probleem gereageer, dat vele Europese lande vandag met 'n krisis sit, 'n krisis van kinderloosheid. In 'n omkeer van sake word gesinne deesdae in Italië en in baie ander Europese lande en in Suid-Korea gesubsidieer, sodat daar meer kinders kan wees. Die aarde is te vol, sê hulle. Die aarde is oorbevolk. En so het die oproep selfs in kerklike oorde opgeklink. Kry minder kinders. Ons kan maar sien dat die aarde vol is. Ons kan maar sien dat die skepingsopdrag uitgevoer is. En so getrou het die kerke hierop gereageer, dat ons gereformeerde kerke al hoe meer kinderloos raak. Gemeentes vergrys, gemeentes kwyn, gemeentes verdwyn. Die begrafnisbriewe en die dominee se laai stapel op, maar die doopbak staan droog. Jy weet, geliefdes, dit mag miskien lyk of die aarde vol is, maar dit beteken nog nie dat die aarde van God se geslag vol is nie. Dit beteken nog nie dat die uitverkorenes voltallig is nie.
Die mensdom, die goddelose mensdom mag miskien meer en meer vermeerder as die goddelose mense groei soos die plante. As die werkers van ongeregtigheid bloei, dan is dit om hulle vir ewig te verdelg. Ons moet ons nie blind staar teen die aanwas van die heidendom nie. Dit kan nie vir die gelowige 'n maatstaf wees ten opsigte van sy eie kindergetalle nie. Nou sê Psalm 127, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n groot beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. En gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. En vandag staan ons beskaamd as ons met die vyand in die poort spreek, nie waar nie? Baie van ons mense besit nog grond, maar is nie meer in staat om daai grond te beset nie. Ander kom, goddelose mense kom en hulle beset dit wat ons veronderstel is om te besit. En as die verbondsgemeenskap se stem bestil word en as ons getuienis verstom, as ons sê maar dominee, ons kan nie bekostig om nog kinders te hê nie, ons hoor dit dikwels. Dis nie verantwoordelik om nog kinders in hierdie wrede wêreld in te bring nie. Dit hoor 'n mens ook. Maar as dit so is, geliefdes, as dit so is, dan het God, die God van waarheid, mos vir ons 'n leuen vertel. Dan het hy die verbondsmens inderdaad nie geseën nie, toe hy daardie opdrag gegee het om te vermeerder nie. Die seën kan mos nie 'n vloek wees nie, of hoe? Ja, ook ons hier vandag, ons wat nie meer kinders kan hê nie, ouers, bejaardes, grootouers, ouers wat nooit kinders kon kry nie. Ook vir ons is hierdie boodskap belangrik. Want dis deur die geloof of ongeloof wat ons uitstraal, wat ons 'n atmosfeer skep, 'n atmosfeer waarin medegelowiges met vrymoedigheid nog kinders sal voortbring. Broeders en susters, ons mag nie ons oë afhaal van die Here Jesus Christus nie. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Ons mag nie ons oë afhaal van daardie knegg van wie ons in Jesaja 53 lees nie, die knegg van die Here, want daar staan, hy sal 'n nakroos sien. Ons mag miskien anders dink. Die wêreld mag miskien anders wil. Die duiwel mag miskien anders beplan, maar hy sal 'n nakroos sien. Die getal van sy kinders sal voltallig wees. Daardie ontelbare skare wat eendag voor hom sal staan, dit was net vir die apostel Johannes ontelbaar. Vir die Here is hulle beslis nie ontelbaar nie. Hy ken elkeen van daardie ontelbares, ken hy by die naam, hy het hulle getel. Hy het hulle reeds voor die grondlegging van die wêreld getel. God se kinders sal voltallig wees voor die Here Jesus Christus weer kom. Of ons en ons kinders deel van daardie getal sal wees soos ons in Psalm 128 sing, dis 'n ander vraag. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, en ons en met die aanvang van hierdie erediens toe ons U genade bely dat U woord ewig is en dat dit die ewige waarheid is. Dat U woord die beperkings van ons menslike denke en ons gesonde verstand soos ons dit sien oorskry. Dat U woord seëninge bevat en dat ons as gelowiges daarop moet reageer in dankbaarheid. En so bid ons Hemelse Vader dat U nie net vir ons 'n nuwe geslag
ouers en grootouers sal gee nie, maar ook 'n nuwe kultuuromgewing, 'n nuwe manier van dink, wat van groter gehoorsaamheid aan u woord getuig. En ons bid, Hemelse Vader, ons bid in hierdie dag dat u sal wees met daardie kinderlose egpare wat smag om self kinders in hierdie lewe voor te bring. U ken hulle hartseer. En dit is slegs deur u genade dat hulle daardie vervulling mag ervaar. Ons bid dat u met ons sal wees en met die kerke van die Here Jesus Christus hier op aarde en die gereformeerde kerk in besonder, dat die getal van die uitverkorenes ook in ons geleedere voltallig sal word. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen.